vanmôre ernstig met u praat oor dinge wat ons sien om ons aangaan. En ek het by die Here hierdie woord gekry vanmôre. Eintlik deur die week het die Here al met my ernstig begin praat daaroor, maar vanmôre terwyl dat ek afsonder, en ek wil met u praat oor kind van God, verander u taal en u uitkomste. Kan ek dit herhaal? Kind van God, verander u taal en u uitkomste. Ons gaan saam lees in 2 Konings 6, vers 13 tot 17. En 'n verhaal wat ek altyd so na in die hart lê, vanmôre toe ek nou dit oopmaak en ek dan kyk, toe kom ek agter, ek het op 'n vorige geleentheid in die Kaap ook oor hierdie gedeelte bedien, maar ek gaan nie oor dieselfde bedien as wat ek daar bedien het nie, want hierdie is iets heeltemal eie aan wat die Here vanmôre vir Rodepoort wil sê. Ek gebruik net weer dieselfde skrifgedeelte, lees dit graag saam met my, en hy sê, gaan kyk, en hierdie was nou die koning, 'n koning wat teen Israel opgetrek het, en toe vind hulle kom op 'n plek en hulle kan nie oorlog voer nie, die ouens is weg, en hy sê maar, wie het hulle vertel? En iemand sê vir hulle, daar's 'n ou godsman met die naam van Elia. En as Elisa, en as hierdie man vir jou sê, kan hy vir jou sê wat tot in jou binnekamer aangaan. En hy sê, kom ons trek op, ons moet hierdie man laat vang. Maar hoor wat sê ek, gaan kyk waar is hy, dat ek hom kan laat vang. En daar is hom te kenne gegee en gesê, hy is daar in Dothan. So het hy dan daarheen perde, strydwaans en 'n swaar leer gestuur. En hulle het in die nag gekom en die stad omsingel, alles net om een man te vang. En toe die dienaar van die man van God vroeg opstaan en uitgaan, was daar 'n leer met perde en strydwaans rondom die stad. En sy dienaar sê vir hom, ag my Heer, hoe sal ons maak? Maar hy antwoord, vrees nie, want die wat by ons is meer as die wat by hulle is. En die kern van my boodskap is in die volgende vers. Hy sê, en Elisa het gebid en gesê, Here, open tog sy oë, dat hy kan sien. En die Here het die oë van sy dienaar geopen, dat hy kon sien. En met eens was die berg vol perde en waans van vuur rondom Elisa. Ons, net soos hierdie diensdag, net soos hierdie dienaar van hierdie godsman, kom ek agter dat baie keer as kinders van die Here staan ons op plekke waar ons voel die oormag is net te veel. Heiliglik in die huidige politieke klimaat in Suid-Afrika is daar 'n definitiewe en 'n baie duidelike riglyn dat die staat is besig om die kerk te teiken. Stadig maar seker deur die jare het ons agtergekom, en ek gaan dit sê soos wat dit is dat homoseksualisme en lesbianisme kan maar in die kerk bedryf word, toegelaat word. Volgens wetgewing, want Dani kan my uithelp, was daar 'n tyd gewees wat hulle gesê het dat elke huweliksbevestiger, geen nie om of hy 'n kerkgenootskap of hy binnelandse sake huweliksbevestiger is nie, mag nie nee sê vir sulke troues nie. Die genade van die Here kon die kerk in 'n oomblik saam staan en ons kon standpunt inneem. En hulle moes dit herskryf en sê as dit teen jou geloof is, het jy die reg om te weier. En ek wil nie vanmôre ten velde trek teenoor hierdie mense se publieke siening en hulle eie 'n manier van lewe nie. Maar ek wil vanmôre vir u sê, iemand stuur my in die week 'n boodskap wat in 2023 uitgekom het, dat by van die groot universiteite in ons land is daar mense wat van tyd tot tyd veldtogte loods om gebedsgroepe, Christelike geloofsgroepe op universiteitskampusse te wil stop. Die genade van die Here het mense vasgegryp en begin bid.
En God het dit verhoed tot vandag toe. Maar dit huiwer en dit hanker nog hier in die agtergrond. Daar is vandag 'n regskommissie wat vasgestel is om enige oomblik by enige tyd in 'n kerk in te stap en ondersoek in kerke in te stel. En dit maak dat die kerk genoodsaak is om dokumentasie in plek te sit. Nie om die staat tevrede te stel nie, maar om die kerk van God te beskerm. En ons het mense wat baie kundig is in daai gebied en hulle hanteer dit vir ons. Maar weet jy dat al hoe meer en meer sien ons hoe dat die kind van die Here by hierdie oorlog betrokke raak. En jy kan vanmôre vir my sê, prediker, dis ons taak om daarby betrokke te raak. Weet jy wat my probleem is? Is hierdie geveg is nie een my sinne nie. Ek sien al hoe meer en al hoe meer hoe dat kinders van die Here begin om goed onder mekaar te versprei oor hierdie en oor daardie en daardie en daardie. Ek wil u vanmôre vra in Hemels naam, moet u nie self by hierdie goed intrek nie. Want weet jy hoekom ek vra, jy sal vanmôre verstaan, luister, dat alles wat teen God is, alles wat nie vir God is nie, het ons 'n beskerming wat ons geniet elke dag van ons lewe in hierdie gedeelte. Kom jy agter, toe hierdie ou dienaar kyk en hy sien hierdie magtige klomp strydwaans en hy sien dat hier 'n magtige leer wat om hierdie stad versamel is en toe spring daar 'n benoudheid in sy hart. Hierdie stad was nie voorberei op 'n oorlog nie. Die mense van hierdie gemeenskap was nie voorberei vir die geveg nie. Maar weet jy, hy sien dit en in 'n oomblik raak hy benoud. Maar hier agter hom staan een eenvoudige ou godsmannetjie wat absoluut net beweeg wanneer God sê beweeg, en daar by hom is geen vrees te vind nie. Ek wil vanmôre vir die kerk van die Here sê, hou op om u by die politieke klimaat in te trek. Hou op om te wonder wat die staat volgende gaan doen. Dis nie u en my saak daardie nie. U en my saak as 'n bloedgewaste kind van die Here. U en ek wat verklaar dat ons is bekleed met koninklike waardigheid, is mense wat moet opstaan en moet begin sien dat in die geesteswêreld is daar 'n God wat besig is om vir sy land te stry. Daar is 'n God wat besig is om oorwinnings te behaal in die geesteswêreld. En vanmôre sê die Here vir sy kerk, die tyd het aangebreek dat ons sal stil staan en begin sien wat God by magte is om te doen. Ek is nie vanmôre ongelukkig nie hier om vir jou 'n suipstokkie te gee wat lekker soet is nie. Maar ek wil jou vanmôre so 'n bietjie van 'n vaste spysgereg gee wat jou weer so 'n bietjie gaan opbou en jou weer so 'n bietjie laat verstaan. Bemoei jou by die sake van God. Bemoei jou nie by die politieke omstredenheid wat in ons land besig is om aan te gaan nie. Ons lewe in 'n tyd waar ons politieke stelsel totaal en al korrup is. En dis 'n waarheid vanmôre, ek is nie skaam om dit te sê nie. Oor die breë publiek word dit uitgewasyn. Daar is 'n korruptheid in ons land Suid-Afrika regoor. Ek praat vanmôre met iemand en hy sê vir my, dit was nou geopenbaar in hierdie week, hoeveel predikers besig is om van ChatGPT gebruik te maak om hulle preke uit te werk. Ek wil vanmôre vir die kerk van die Here sê, moenie die gereedskapstukke van die wêreld verwag. Dit moet die openbaringe van God verander nie. Moenie dink dat God van plan is om met predikers te werk. Luister baie mooi, met kerke te werk wat vertrou op die tegnologiese stelsels nie. Ons gebruik dit. En ons gaan nog meer van dit gebruik om die Here se naam te vereerlik. Maar ek wil vir elke man en vrou en kind van God sê wat hier sit vandag. Jou openbaring kom nie deur 'n rekenaar nie. U en my openbarings
kom wanneer ons in die binnekamer instap, soos 'n eenvoudige profete. Hy het daardie dag, het hy ons ken die verhaal van Elisa, en daar was iets wat baie duidelik by Elisa was. Hy het in die aande, wanneer die ander gesit het en koekies gekou het, en laat aan geselskapies gehou het, het hy in sy binnekamer ingegaan, en hy die God van hemel en van aarde gaan soek, en toe hy uitstap die volgende môre, toe herken hy die hemelse leerskare, toe herken hy die engele, toe herken hy die 4 waans en die ruiters van God, wat in plek gekom het. Niemand het dit raak gesien nie, nie die volk het dit raak gesien nie, nie die vyand het dit nie raak gesien nie, maar in 'n oomblik, in 'n oogwink, toe jou Godsman uitstap, en hy sien dat hierdie mense is hopeloos, hierdie mense is moedeloos, toe sê Here, open net hulle oë vir 'n slag, en vanmôre is dit my gebed dat die Here ons as kerk, ons as kinders van die Here, weer by die plekkie sal bring, dat ons geestesoë en ons geestesore net weer sal oopgaan, sodat die Here daarin gesien en verheerlik sal word. Dit klink my nie, u stem saam met my vanmôre nie. Dit klink nie vir my, u hoor wat die Here vanmôre vir u sê nie. Ek wil vir u vanmôre sê, ons moet ons uitgangspunte verander. Ons moet ons taal begin verander. Hou op om ander mense negatief te besoedel oor die politieke stelsel. Hou op om almal negatief te beïnvloed oor die kerklike stelsel. En ek is bepaal om die wêreld te besoedel met die gees van God se heerlikheid, met die gees van God se hiërargie. Ons is bepaal om die wêreld te besoedel met 'n heerlikheid wat hulle nog nie gesien het nie. Ons is bestem om uit te staan vir die naam en die saak van die Here. Ons is bestem, ek preek vanmôre vir NG Kerk. Die erns van hierdie boodskap vanmôre is kerk van die Here. As ons nie op ons plek gaan kom en terug gaan kom in die wegspringblokke wat hemelwaarts gerig is nie, sê ek vir ons staan op die einde van ons geestelike oorwinnings. Want jy sien vandag, jy kan by hierdie maatskappy instap, en hulle het 'n spesifieke leerstelling, en hulle het 'n spesifieke vorm wat hulle in glo, en hulle bemark 'n spesifieke produk. En jy stap by Toyota in, en Toyota het 'n beleid en 'n produk wat hulle aanbied. En hulle bemark hom ten volle. Myself en my vrou het in hierdie week so 'n klein bietjie beweeg op plekke, en ons het na so 1 of 2 karretjies gaan kyk, wat so 'n bietjie ligter is op brandstof, en terwyl ons so ry, ons kyk na plekke, kom ons in by elke ou. Vertel hulle vir jou hoeveel honderde van hulle karre het hulle al verkoop. En ons kom by een plek, moet ook nie vir my vra waar dit was nie, want ek gaan nie vir jy sê nie. Kom ons in en daar staan 'n ouerige oom op sy stoel, ter sy stoel uit, en ek staan so en ons kyk daar na 'n karretjie. En hy sê vir my hierdie woorde, hy sê pastoor, hy sê vir my meneer, hy sê ek wil gou vir jou iets sê. Kan ek nie vir jou iets anders wys? Ek sê nee, ek wil juist na die kar kyk. Hy sê nee, ek insist. Ek wil jou graag 'n ander kar wys. Ek sê, maar ek wil net meer uitvind met hierdie kar. Hy sê, gaan jou gou vertel wat dit is. Hy sê, dis hoe die kar lyk, dis hoe dit is. Hy sê, al sy plastiekdele is van recycled plastiek gemaak. Moet ook nie my vra wat 'n kar dit is, nie gaan jy nie sê nie. En ek kyk hierdie man en tog maar, jy is die handelaar. En hy kyk my oë, hy sê, ek kan sien. Julle is eerlike en regte mense, julle soek die waarheid. Hy sê, die waarheid is dit. Hy sê, ek kan nie hierdie kar aan jou verkoop nie. Amen. Dis teen die beleid van sy maatskappy. Maar iets in hom het gestem met iets wat in my is. En ek wil vanmôre vir u sê, weet jy dat die negatiewe van die dinge daar buite maak dat jy geestelik beperk word. Ek het oor waar kom, hoor ek, en dat die mens worstel oor die regering,
wat hierdie nuwe sisteme in plek sit. En die kerk gaan daardeur benadeel word. En die kerk gaan onderlei. En ek wil vanmôre vir jou graag 'n baie besondere skrif aanhaal, wat jy dalk net vergeet het. Jesus is saam met sy disippels in gesprek met hulle, en hy vra hulle die vraag of hy sê, wie sê julle is ek? Almal weet die preek van 'n tablet af. Hy vra vir hulle, wie sê julle is ek? En Petrus antwoord, hy sê, u is die Christus, die Seun van die lewende God. Goed so. Hy sê, toe antwoord Jesus om, en hy sê vir hom, salig is jy Simon, Barjona, want vlees en bloed het dit aan jou nie geopenbaar nie, maar my Vader wat in die hemel is. As jy kan len, sit vir my in die volgende teksvers op die poort, Matteus 16 vers 18. Ekskuus, ek gebruik hom lekker, want hy is nogal baie gewillig daagte. En Jesus antwoord, hy sê vir hom, en ek sê ook vir jou, jy is Petrus, en op hierdie rots sal ek my kerk, sal ek my gemeente bou. En ons weet dat die Pinksterbeweging het nie by die groot aardse vaders in die vorm van John G. Lake en al die begin nie. Die ware Pinkstergebeurtenis het begin by Petrus. Die eerste uitstorting van die Heilige Gees in die Hebreë gemeenskap was onder die bediening van Petrus. Ware Pinkster het tot sy bestaansreg gekom toe Petrus begin uitstaan en hy begin verkondig die evangelie en hy bevorder die werking van die Heilige Gees. Toe begin die ware bediening van God in vervulling kom. En hy sê vir hom, en die poorte van die doderyk sal dit nie oorweldig nie. Daar is niks op hierdie God gegewe aarde wat die perke gaan stel aan die kerk van die Here nie. Hoor mooi wat die Here vanmôre vir sy kerk sê. Raak klaar met die betrokkenheid waarmee jy besig is vanmôre in die politieke omstredenheid oor wat van die kerk gaan word. Jesus het gesê, daar's niks, nie eens die poorte van die doderyk gaan die kerk kan oorweldig nie. As jy dit vanmôre glo, gee die Here met jou 'n lof op die halleluja. Prys die naam. Want skud dit gou die ou daar langs so wakker en sê, weet jy wat, jy moet nou vanmôre net een ding besef, daar's niks wat die kerk van God gaan beperk nie. Amen. Niks. Ek wil graag vir jou iets lees in Matteus 18. Was Jesus se woorde die volgende. In vers 18 hy sê, alles wat julle op die aarde bind, yes, sal in die hemel gebonde wees. Maar hy sê ook, alles wat julle die aarde ontbind, sal in die hemele ontbonde wees. Laat ek gou vir jou verduidelik op 'n baie eenvoudige manier hoe dit werk. Weet jy, ek wil vir u sê alweer, hoor jy hoe mense praat van hierdie vloek is oor my uitgespreek en daardie vloek is oor my uitgespreek en hier het ek 'n generasie vloek wat saam met my kom en daar's 'n bloedlyn vloek wat saam met my beweeg en ek wil vir jou sê die goed is realisties, hoor. Maar ek wil die waarheid vir jou sê. Die woord sê, wanneer ek dit bind, is dit gebonde. Amen. Nee, jy glo nie wat ek nou sê. Amen. Hy sê, wanneer ek dit bind, is dit gebonde. En ek wil nie vanmôre sê, as die kind van die Here begin saamstaan, en ons begin die werke van die politieke bind, gaan dit gebonde word, want die Here laat hom nie lei, die politieke leiers nie. Hy is God, en hy alleen word gelei in sy volheid, en in sy almag. En die kerk van die Here moet vanmôre begin om die regte taal te praat. En wanneer jy hierdie goed sien, hou op om dit te verstrei onder jou broers en jou susters en begin dit te bind in die naam van Jesus Christus. Begin teen dit te staan, want God wil sy kerke laat uitstyg bo die klimaat en die storms van die menslike samelewing. God wil hê jy moet wegkom daarby. God wil hê jy moet wegbeweeg van dit af. Hy sê,
En as twee van julle, ai wonderlik. Staan hier. As twee van julle saamstem op hierdie aarde. Ek en hy is twee. En as hierdie jong luikie en hierdie ou toppie saamstem. Amen. Weet jy dan gaan sake verander. Weet jy my broer, my suster, as jy en jou vrou 'n bietjie minder kuier oor al die ouens rondom jou en begin saamstem, gaan God sake verander. Yes, amen. Amen. Ek wil nou wakker word. Ek moes hier bly om my te help. Maar net ons twee is klaar by magte om vanmôre vir God oorwinnings te begin behaal. En hierdie week toe kuier dankie dinge. En hierdie week toe kuier iemand by my en hy sê vir my iets en ek wil vir hy sê, toe sê my vrou dit gisterand. En toe sê dit vir my, toe het my sê, toe ruk God my oë oop en ek begin een ding besef dat God het 'n bepaling gemaak vir 'n oomblik in tyd. En daardie oomblik in tyd is dat die Here het my saam met u gesit en u saam met my gesit. God het 'n bepaling gemaak dat ons na die volgende vlak toe gaan beweeg. Weet jy waarom gaan dit gebeur? Want die Here se bepaling is dat wanneer ons begin saam staan, gaan die wêreld om ons begin swik. Kerk van God, ons is nie meer geroep om te swik en op lente grond hardloop nie. Dis die wêreld van sonde wat onder die krag van die Here moet begin swik en begin val. Die kerk van die Here moet sy swakheid laat vaar, sy onlenigheid laat vaar. En vir ons struikel en ons worstel en ons hardloop rond, maar die woord sê, as daar net twee is, en ons is veel meer as twee vanmôre. Ons is veel meer as twee vanmôre. Hy sê as net twee my naam is. En dan gaan hy in vers 20 van Matteus 18, hy sê, waar twee, kom ons doen dit nou so. My vrou kom staan hier by my. Okay. Gerard, kom staan hier aan die kant, kom help my asseblief. Dit gaan nie oor my vrou nie, hoor, dit gaan nou oor iets wat ek wil verdink. Halleluja. Hoor gou mooi. Hier staan 3 rolspelers voor u. Dis myself, dis broer Gerard en dis my vrou. Maar hy sê waar julle in my naam vergader, is ek in julle midde. Sou dit net ons 3 vanmôre in hierdie kerk gewees het, was die Here in ons midde. En ek sê vir u vanmôre, hier is ver meer as net ons 3 in hierdie kerk. Die Here is hier. Die Here is hier. Die Here is hier vanmôre. Die Here is sy kerk. Na 'n volgende heerlikheid. Baie dankie. Weet jy, ek wil vir julle sê 3 manne en 'n ou 4 oomde, waarom gemaak deur mense, maar daar's 'n 4de een in die 4 oomde. Halleluja. En in die gedaante van God, hy die gedaante van heerlikheid. En ek wil vanmôre vir jou sê, halleluja, ek weet jy of jy dit weet nie, maar die Here se krag, die Here se autoriteit, die Here se salwing, die Here se heerlikheid is in die godsgebou vanmôre. As jy dit glo, kan jy nie met jou hele hart prys nie. Kan jy nie met jou hele hart glo nie. Halleluja. Hy sê en ons staan vanmôre en ons sê, o Here, ons is so bekommerd oor wat president Ramaphosa en die stelsel in plek gaan sit, maar ons is so min bekommerd oor wat God se gesag vir ons te sê het. Hoor vanmôre, kerk van die Here, God sê, Halleluja. die tyd het aangebreek. Staan so. Die tyd het aangebreek dat ons sal terugkom na die basiese beginsels. Kom ons verander ons taal, sodat ons uitkomste kan verander. Matteus, Markus 16:17 sê, vir hulle wat in my naam glo, so bekend. So bekend. Hy sê vir hulle wat in my naam glo, sal hierdie tekens volg. In my naam. Yes, hallelujah. In my naam. Oh, glory to Sal. God. Yes. Hoor gou mooi. In my naam sal. Yes, thank Sê you dit for vir die it, een langs Lord. in die Here se naam. Sal.
In die Here se naam In Jesus sal. se naam Nie sal. miskien nie, ons sal. Nie ons gaan nie, ons sal. Ons sal. En sal is 'n bevestiging van dit sal so wees. As jy amen sê, dan dit 'n paar betekenis. Een van dit is dis waar, dis seker, dit sal so wees. As ek bid en ek sluit af met gebed en ek sê amen, dan sê ek dis waar, dis seker, dit sal so wees. Ek wil jou iets vertel. En as jy daai ou vervloekste telefoontjie van jou optel en jy spring op Facebook en jy share weer al die EFF van Ramaphosa se politiek, dan het jy vergeet wat jy gebid het. Hoor gou mooi. En dat jy kragteloos begin maak wat jy gebid het. Begin die woord van die Here te deel. Hoor gou mooi. Begin dit alleen te sê. Oeh, dit is so lekker om negatiewe goed te deel. Lekker. Oeh, ons eet dit so stroop, my broer. Vanmôre kry jy nou nie hier konfyt nie. Jy kry so 'n bietjie marmelade. Hy sê reg is hy lekker, maar ek moet so bitter smaak. Sê in my naam sal hulle duiwels uitdryf. Amen. Yes. En wil die Here en met nuwe tale sal hulle spreek. Hy praat nie van vreemde tale nie, hoor. Hy praat nie van nuwe tale sal hulle spreek. Dit kan deel wees van vreemde tale. Dit kan deel wees van die doping van die Heilige Gees, maar hy sê 'n nuwe taal. Change your talking. Jy begin so 'n bietjie positief te praat. Ek het agtergekom toe ek oud word en die spiere word stywer en ek staan voor die spieël en ek sien die hare word gryser. Toe begin ek so 'n ou man te voel. Toe staan ek uit toe sê ek, Here, my ou skoonpa het vir my gesê ek het dit al hier aangegaan. Ek sal jou laat weet as ek oud is. En nou ek die attitude van ek sal jou laat weet as ek oud is. My oudste dogter kom eendag by my. Sy sê, "Pa, jy moet nou op met dit en dit." Ek sê, "Pa, luister ou girl, dat ek nie mekaar verstaan. As ek 80 jaar oud is en ek loop met 'n kierie en ek kan nie, jy wil nie meer na my luister nie, dan slat ek jou met daai kierie tot jy luister." Amen. Jy sal my nie rule nie. Want weet jy hoekom nie? Want as die mens my begin regeer, as die stelsel my begin te regeer, dan regeer God my nie meer. Amen. Want dan, pastoor, het jy gesien wat die werkloosheidssyfer in ons land? Melinda staan geop. Ek staan nie binne. Wat ek nou gaan sê, gaan ek met baie respek van haar sê. Sy is een van die mees beskeie dogters in ons jong mense. As jy na kyk, dan sien jy maar net 'n eenvoudige jong dogter. Sy het nie aanplaksels nie. Wat ek vandag van die eerste dag het gesien, wat ek gekry het. Sy het laas jaar matriek geskryf. Sy het aansoek gedoen vir werk in 'n land waar mense sê die werkloosheidsyfer is daaronder. En by jou eerste onderhoud, te kry sy werk. En ek wil nog iets sê. Vrydag aand het ons die geleentheid gehad om 'n nuwelings te bedien. En die gees van die Here val op daai kerk en ek wak uitnodig. En er kom 'n klomp mense uit, onder andere jongens en ouers en almal. Weet jy wat was vir my kosbaar? Toe ek hierdie eenvoudige jong dogter sien. Toe bedien sy ouer mense. Sy bid vir hulle. Skus ek haar aandig wil net vir jou iets noem. As jy wonder hoekom die politieke of hoekom die werkloosheidsyfer vir haar nie getel het nie, kan ek jou iets sê. Hier iewers hier binne is daar iets van God. En die Here het dit raak gesien. You gotta stay there. You gotta stay there. Jy moet bly in die volheid van die Here. Dit is staan op. Ek moet jou iets vertel. Mense, ek moet julle iets vertel. Werkloosheidsyfer lyk verskriklik sleg. Hier's 'n jong man wat nou kort terug wat klaar gemaak het. Werk jy op jou ma se seele wees. Want God laat hom nie beheer deur statistieke nie. God laat hom nie beheer deur die land se sieninge en sy opinies en sy menings nie. Amen. Hy sê,
Met nuwe tale gaan julle spreek. Soos jy weet jy wat ek in my lewe gesien het. As ek by mense kom en hulle spreek dood oor hulle self, dan bel ek al af op. Want dis nie ver nie. Want dis nie ver nie. Dan gaan ons stadig loop en baie huil. Want jy het dit oor jou uitgespreek. Jy het dit oor jou uitgespreek. Ek sal nooit vergeet, ons kom in 'n gemeente, in die môre, by my intreerede, sit daar 36 mense. En van die 36 mense, is my vrou 1, my dogter is 1, my pa en sy vrou is die ander. So 35 van die 36, 5 van die 36 mense is my familie. As 4 rye banke in die kerk. Die middelste 2 is redelik leeg. Die buitenste 2 sit redelik vol. En onmiddellik sê die Here vir my, hier's 'n skeidsmuur in hierdie kerk. Daar's die groep op die linkerkant en daar's die groep op die regterkant. En ek doen daai môre, lei die Here my, ek doen 'n dood eenvoudige dingetjie. En ek vra vir die mense, doen my 'n guns. Ek wil hê ons moet vanmôre net 'n ou liedjie sing voor ek bedien. Ek sê, wil almal wat aan my linkerkant is, en almal wat aan my linkerkant en almal wat aan my regterkant is, ontmoet mekaar gou in die middelste blok. Ek sê, nou maak jy seker dat jy gaan staan nie by iemand wat in jou linkerkantste blok en iemand wat in jou regterkantste blok sit nie. En toe ek nou seker maak, want as dit klein groepie, kom ek maklik, toe ek nou seker maak, almal is by mekaar. Toe sê ek vir hulle, kom ons sing net daai ou koortjie. Daarbo in die hemelse Kana. Hy is 'n preek op sy eie. Hey. En weet jy wat gebeur daardie môre? Onder 'n sonnaarskool liedjie. Toe ek die môre, wil ek vir jou vertel, toe ek die môre by die deur instap, toe staan die visievoorsitter in die deur van daardie gemeente. En ek sê vir hom, en hy sê vir my, ek sê vir hom, julle broer, waar's al die mense? Ek het gehoor dis 'n kerk vol mense. Toe sê hy, pastoor, die opkoms lyk goed vir môre. Tog okay. En ons begin te sing. Daarbo in die hemelse Kana ontmoet ons verseker mekaar. Maar die volgende versie sê, as jy daar is, voor ek daar is, kyk uit vir my. Ek kom ook aan, en ek maak 'n goue reël. En ek sê, julle moet hierdie woorde vir mekaar sing, maar julle moet mekaar in die oë kyk, as julle dit sing. By die tweede liedjie, toe sing niemand meer nie. Toe huil almal. Toe huil almal. Jy sien, iewers het iemand gesê, ons moet nie groei nie. Iewers het iemand gesê, daar moet nie oorwinnings wees nie. Iewers het iemand van iemand gepraat, en het 'n skeidslyn gebring. Ek kan dit vanmôre vir seker, is nou lank genoeg om vir u dit baie duidelik te sê. Skinder is een van my swakste dinge wat ek in glo in 'n kerk. Ek roei dit uit met wortel en tak. Wat weet jy hoekom? Skinder is nie God se taal nie. Hy sê met 'n nuwe taal gaan jy praat. Hy gaan klaar met skool, en pastorie moet vir my bid in die situasie waarin die land is. Weet ek nie of ek gaan werk kry nie. As jy het ooit vir my sê, skat ek vir jou, dat jy nie weet wie jou man jou oplos nie. Ethan sal dit nie doen nie, hy weet ek spot dit met hom vanmôre. Die mense staan op,
En die taal wat kinders van die Here praat is, ons kinders het nie meer 'n toekoms in hierdie land nie. Weet jy hoekom nie? Want ons praat nie die taal wat God praat nie. Ons praat nie meer 'n gefokusde taal nie. Hy sê met 'n nuwe taal gaan julle spreek. Soos 18 sê, hy sê slange gaan julle opneem. En ek wil vir julle sê, hy praat nie hier net van fisiese slange nie. Hy praat hier van geestelike verneinigheid. Hy praat hier van alles wat jou pad langs gaan kom. Jy gaan dit opneem. Hy sê jy sal dodelike goed sal jy drink en dit sal jou geen kwaad aandoen nie. Hy sê op siekes, ag, hier kom die ander lekker gedeelte. Op siekes gaan julle hande lê en julle sal gesond word. Ek wil vanmôre met die grootste respek vir die kerk van die Here sê, ek hou lekker kerk vanmôre, gee my nou net 'n kans dat ek net hier deurkom. Ek wil jou vanmôre sê, wanneer laas het ons werklik ons hande op die siekes gaan lê, o nee, ons kom gou Sondag by mekaar, dan bid ons vir hulle almal. Ek wil vir julle sê, tyd aangebreek, dat ons die siekes weer 'n bietjie sal kerk toe bring. Dit tyd geword, dat die kerk van die Here weer 'n bietjie gaan begin afsonder vir genesingsdienste. Ek herhoor wat ek hier vanmôre sê, dis tyd dat jy weer sal begin glo, as jy in 'n kerk instap, en as 'n kranke, dat God hom gaan gesond maak. Ek wil vir julle sê, ons preek af, staan ons en ek bid, ons bid vir mense, en ek stap daar, en daar sit 'n oomie, hy staan nie op nie, hy sit so agter die kerk, al basies sit, en terwyl dat hy daar sit, stap ek na hom toe, ek sit my mikrofoon af, en ek begin vir hom te bid, en ek weet nie waaroor nie, maar ek bid net, die Here versterk sy liggaam, en hy begin verskriklik te huil, 'n arm, jy kan sien 'n arm, gebroke man, en wie jy sê my pastoor die dokter sê, ek het net 45% van my hart se gebruik, het ek oor. Ek sê, Here, dankie, is tyd vir 'n operasie, dis tyd vir 'n operasie. Ek nooi hom uit, ek sê, broer, ek weet ons is besig met 'n veldtog, ek weet ek is alles, en ek kry pastoor Christopher Roy en pastoor Renier, ek sê kom sit gou op hierdie platform, en ek sê dis nou tyd, nou gaan ons 'n operasie maak, en ons opereer hom, en ons gee hom 'n nuwe hart, en ek glo met my hele wese, hy het daar uitgestap met 'n nuwe hart, dis tyd dat ons weer ons hande op die siekes gaan lê, halleluja, en sal wegkom. Kan ek dit sê soos ek wat my geleer het by die piep en die mompel dinge waarmee ons besig is. Ons moet ons taal verander dat ons uitkoms kan verander. En hy sê, ek is amper klaar. Gee my nog so rukkie. In vers 20 van Markus 16 sê, nadat die Here dit met hulle gespreek het, is hy opgeneem, maar hoor wat sê in vers 20. Maar hulle het uitgegaan, en oral gepreek. Ek gaan dit sê, soos wat die Here dit vir my gesê het. 'n sittende kerk is 'n krimpende kerk. Dis waar. 'n sittende kerk is 'n krimpende kerk. 'n krimpende kerk is 'n kerk wat nader met 'n ingroeitunnel syndroom sit. Het jy 'n ingroeitunnel gehad? Dis lekker, né? Dis lekker as jy omstamp. Of die klein kinders hardloop gaan, ons spring op jou skoot, spring op die toon. Dan praat jy ook baie keer 'n ander taal. Weet jy, ek is nie lid van 'n ingroeitunnel syndroom kerk nie. En God verwag nie dat u en ek die ingroeitunnel syndroom moet hê nie. Hy sê, en hulle het uitgegaan. Hulle het uitgegaan. Hulle het hulle huise verlaat. Ek gaan dit vir jou sê met respek. Hulle het nie op 'n hoopie gesit en gewonder wanneer daag die Here op nie. Hulle het uitgestap want hulle het geweet God is op die markplein. Hulle het uitgestap want hulle weet dat God is in die sinagoges. Hulle het uitgestap. Petrus stap is op pad kerk toe. Toe sit die bedelaar by die deur van die kerk. En hy maak hom gesond. En hy maak hom gesond. Hier voor die kerk se deur. Ons is 'n bedorwe geslag.
wat dink alles moet in die kerk gebeur. Alles moet in die kerk gebeur. Nee. Hy sê hulle het rondgegaan. Hulle het uitgegaan. Hulle het hulle nie laat beperk deur hulle agendas en hulle programme nie. Almal van ons het 'n agenda en 'n program in die week. Is dit nie so nie, Janice? Ons moet almal hard werk om lekker te eet en vet te word en rond te kry. Ons moet almal lekker eet. Dit moet gebeur, ons moet dit doen. Ons moet dit doen. Maar die belangrikheid vanmôre is, hulle het uitgegaan, sê die woord van die Here. En luister, en die Here het saam gewerk. Die Here, sê vir iemand daar, as ons gaan loop, gaan die Here saamwerk. As ons nie loop nie, skies, dit is nie met die Here, dis nie wat ek wil hê nie. Hierdie preek is nie bedoel dat jy moet wegloop vanmôre nie. Hierdie preek is bedoel om vir jou te sê vanmôre, as ons hier gaan uitstap, en ons gaan vir die Here begin werk, gaan die Here saamwerk. Sê vir die Here daar by jou, as ons gaan begin beweeg vir die Here, gaan die Here saamwerk. Gaan die Here saamwerk. Die Here werk net saam as jy begin werk. Hy sê en die woord was bevestig deur tekens wat daarop gevolg het. Jesus sê vir hulle, hy sê julle moet gaan. Hy sê dit goed gaan gebeur onder julle hande. En die stigter van die Pinksterkerk, Petrus, staan op en hy stap uit. En hy begin wat hy geleer het. Ek gaan vanmôre dit prontuit sê soos dit is. Jy kan 20 jaar in die kerk se banke sit. Vir 20 jaar kan jy na al die preke luister wat jy hoor. Vanmôre is net nog een, maar die eerlikheid van vanmôre se boodskap en die erns van vanmôre se boodskap is, if you ain't gonna stand up and start moving, nothing is gonna happen with you. As jy nie gaan opstaan en begin beweeg nie, gaan niks met jou gebeur nie. Pastoor, maar my bediening, ek kom nooit by my bediening uit nie. Jy sit te lank op jou lauwere en rus. It's time to move. Yes, amen. Hy gaan dit herhaal. It's time to move. Dis tyd om te begin beweeg, want tekens gaan nie plaasvind nie, wonders gaan nie plaasvind nie, as die kind van God en die kerk van die Here die hele tyd gaan wonder oor wat het met Ramaphosa of wat het die ANC nou weer met ons te doen nie. Hoe langer ons gaan wonder oor wat hulle vir ons te sê, hoe langer ons gaan wonder oor wat hulle vir ons beplan, hoe minder gaan ons by God se plan in ons lewe uitkom. Verander jou taal, verander jou uitkomste, is die opdrag wat God vanmôre vir sy kinders sê. Ek is by my tweede laaste teksvers. Jy gaan nou lekker eet by die huis en jy gaan hierdie preek ontrafel en jy gaan hierdie preek ontdooi genoem. Sy gaan binnekort op Facebook wees, ag op YouTube, jy kan hom weer gaan kyk en ek glo hy gaan weer met jou praat. Maar hoor gou, die welbekende Psalm 91. Daai ene wat ons so bid vir al ons beskerming en al ons wonderlike goed sê, want U Here is my toevlug. Die Allerhoogste het jy jou beskutting gemaak, maar dan kom hier 'n Godspraak en hy sê, geen onheil sal jou tref, geen plaag naby jou tent kom. Hy sal sy engele aangaande jou bevel gee om jou te bewaar op al jou weë. Hulle sal jou op die hande dra, sodat jy jou voet teen geen klip stamp nie. Lees dit gou weer mooi daar. Hy sê hulle sal jou op die hande dra, sodat jy jou voet teen geen klip stamp nie. Ag pastoor, ek het gestruikel. Ag pastoor, ek het gefaal. Ag pastoor, ek het misluk. Kerk van die Here, wat 'n taal is ons vanmôre besig om te praat. God sê vir sy kinders vanmôre, verander jou taal. Dan sal 'n legioen van engele wat wag op God se opdrag om jou te beskerm en jou te bewaar. Halleluja. Dis ernstig, ek weet ek is ernstig vanmôre. Maar hierdie boodskap moet by die kerk van die Here uitkom. Yes, my God, thank you, Lord Jesus. Paar jaar terug, in ons gemeente, soos ons hier ook het ons 'n gebedsgroep. En daar was 'n geweldige opstand in Kolinie, klein dorpie in die Noordweste. En hulle
goed aan die brand gesteek. En die mense het die dorp ingevaar en alles. En iemand sit dit op ons gebedsgroep. En daar kom 'n suster van 'n ander kant af in en sy antwoord hierdie woorde. Sy sê, kom ons bid die Here, dat hulle teen mekaar draai en mekaar begin uitroei. Wat 'n taal, wat 'n taal, praat die kerk van God. Wat 'n taal, praat die kind van die Here vanmôre. Daar's legioene engele. Kan jy onthou so 'n paar jaar terug, hier in Natal, toe hulle so ingevaar het en alles begin om te verwoes het. Toe kom daar op Facebook 'n video van 'n winkel-eienaar of die bestuurder van Checkers. Ek dink dit was 'n briljante idee. Maar toe dit sien, toe begin ek lag, maar ek het vir my gelag. Ek het my geskeer soos ek lag. Hy kry sy werknemers wat kry om koololie en hulle gaan gooi dit so reg by die ingang van die winkelsentrum. Dit was oulik. Maar weet jy wat gebeur? En daai klomp skerminkels, kan ek sê skerminkels, vaar daar in, hulle begin plunder. Toe vind hulle die Here voet. Begin hulle gelei. Begin hulle val. En toe die eerstes begin gly en val, hulle kom net so 2 teels verder, hulle kom niks verder nie. Toe stop daai hele almag hier agter hulle. Heeltemal agter hulle. En ek leer daai dag iets. Hoor gou mooi. As die salwende heerlikheid van God in jou voorportale val, kan geen vyyandsmag by jou deure kom nie. As die vreugdesolie van die Here op jou plaveise lê, kan niemand by jou huis inkom en verwoesting saai nie. As die salwende heerlikheid van God hierdie kerke benat het en hierdie plaveise nie buite benat het, is daar geen almag en geen vyyandsmag wat kan instap en verwoesting saai nie. Ek wil vir jou sê, as jou kinders groot geword het met die salwende vreugdeolie van God, is daar geen vyyandsmag wat hulle kan beperk nie. My vraag is vanmôre, is die olies van God nog vrylik in jou huis beskikbaar? Is daar 'n vloei van sy salwing reg deur jou binne kamer tot by jou voordeur uit? Want wanneer die vyand wil voete skop in jou huis, dan kry hy nie stabiliteit nie. Daar's 'n heerlikheid wat hom teehou. Kerk van die Here, vanmôre praat God intens met sy kerk. Dis tyd om aan te breek dat die salwende grootheid van die Here totale beheersing vat oor elke huishouding, oor elke man, vrou en kind. Dit het aangebreek. Sjoe. Weet jy wat die Here se plan vanmôre nie? Maar een ding weet ek, ons gaan ons taal verander en ons uitkoms gaan ook verander. Hoor mooi. My oproep, God het jou nie geroep om 10 jaar in die kerk te sit en net op die banke te sit nie. Jy moes binne jou eerste 6 maande moes jy al spoed gehad het, man. Hierdie jong mense moes al nie die paai op en afgehardloop en almal moes al geweet het was lede Christus kerk oor die son. Ek sê niks nie. Benjamin, hy verstaan wat ek sê vanaand. Kan ek dit sê soos 'n Engelsman sal sê? It's time to catch a wake up. It's time to catch a wake up. Joshua moes sy volk gelei het. En dit het altyd maklik gedoen nie. Maar moes hulle lei. Kom ons kyk wat sê die bekende Psalm 91 vers 13, asseblief net. Kyk gou wat sê die woord van die Here. Op die leeu en die adder sal jy trap. Die jong leeu en die slang sal jy vertrap. Maar kyk wat sê vers 14. Omdat hy my liefhet, sê God, daarom sal ek hom red. Ek sal hom beskerm, omdat hy my naam ken. Hy sal my aanroep. Ek sal hom verhoor. In die nood sal ek by hom wees. Ek sal hom uitred en eer aan hom gee. Dis 'n godsbelofte
jy sal my roep, ek sal die eer gee. En dan sê hy, met lente van daal sal ek hom versadig, en ek sal hom my heil laat sien. Halleluja. Vanmorgen is so klein bietjie anders. Bietjie ernstig. Maar die waarheid is vanmorgen. Die waarheid is vanmorgen. Hoe lang gaan ons nog sit? Hoe lang gaan ons nog wag vir 'n uitkomst? Ek wil nie iets aanhaal wat ek Vrydag aand gesê het nie, maar ek het dit gesê. En ek het dit moontlik al gehoor, maar ek wil baie pertinent vanmorgen sê. En ons gaan daarna, ek kan ek jou kies, maar kom so ook vir my, ek wil net julle as backup het voor ek het sê. Jy sien, ons het iewers geleer van die wat op die Here wag, kry nuwe krag. En jy ons wag hoor. Die ons wag hoor. Leiding. Maar hulle vergeet wat is die konteks van my skrif. Ek wil dit nie vir jou sê nie, maar jy weet wat die skrif sê daarna. Die wat op die Here wag, kry nuwe krag. Hulle sal wat doen? Hulle gaan sit. En hulle gaan sit. En hulle gaan afsonder. En hulle gaan bid. En hulle gaan wag. En hulle gaan wag. En hulle gaan wag tot die pastoor homself moeg geword het. En hulle gaan wag. Dan kom jy so na 'n paar jaar by ons sê van my broer, kom wag jy. En sy pastoor het wag op leiding. Miskien weet jy wat ek nou vir jou gaan sê. Ek gaan vir jou sê. Dis 'n leiding wat wag op leiding. Amen. Ekskuus, ek gaan dit prompt sê. Die bediening het my geleer. As ek gebid het en ek het afgesonder, kry ek leiding. En as ek leiding kry, dan vervul ek die skrif. Want sê ek stel my geloof in aksie. Want geloof sonder werke is dood. Maar so ek wag op leiding. Broer, hoeveel jare al? Ja, pastoor, baie jare al. Hulle sê ons mag nie meer skit nie. Maar ek wil jou iets sê. Die skit was baie keer baie goeie ding in ons kerk. Ja, was, amen. Wat het die ouens so 'n bietjie wakker gemaak. Ek sal nooit vergeet om Wally. Hey, hy het 'n goddelike vermoë gehad. Hey. Kom by 'n werkerskonferensie. Daar hang so 'n morbiditeit onder die pastoor. Dit was so onderkryg. En net om maar die vermoë gehad om dit so te kon doen. En hy begin met 'n kort boodskap en 'n woord. En ek weet nie hoe dit daar uitgekom nie, maar op 'n tyd. Daar die ou Helderberg toe lê ons almal op 'n mat. En hy sê, dis tyd om te rol. En as 'n pastoor nie rol nie, dan rol ons boerop. Rol boer. As 'n pastoor vandag in 'n kerk neerslaan en hy worstel hard op die kerk mense by die deur uit. Ek het net in my hele bediening 3 keer geworstel. Maar ek sal nooit vergeet, een Sondag, een Woensdag altyd 'n bid hier. Lei die Here my op begin worstel en ook pastoor Willie de Waal se swaar, dat die Poppie se broer is in die gemeente om Ollie Gryne. Dit kom Daniel is omgekeer. En om Ollie kom in die hospitaal uit, net na 'n groot hartaanval. En ek begin worstel. En elke keer wat ek die kant toe rol, dan stap ek teen iemand. En dan rol ek daai kant toe. En kom ek terug en stap ek teen iemand en die 3de keer, toe sê die Here my gryp hom. En in die rol, vlieg ek op en ek gryp hom Ollie. En ek trek hom reg oor my.
Dit klink katastrofies. Maar Molly sê, toe hy gaan, toe sê Here, wat maak hierdie man nou? Maar toe hy die grond slaan, toe begin hy rol. En hy begin rol van die een kant na die ander kant. En die Here genees hom binne daardie worsteling. Binne daardie worsteling. Ons het 'n gesofistikeerde klomp geword van heilige mense. Ons wag en 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 ons wag dat goed moet gebeur. It ain't gonna happen. Vir jare dan bid ons saam in ons verhande en ons sê, Here, stuur vir ons die siele in. Stuur vir ons die siele in. Die eerste kerk het nie eers 'n gebou gehad waarna toe hulle iemand kon nooi nie. Hulle taal het die kultuur verander. Hulle taal het die bevolking verander. Want hulle taal was 'n taal van redding. Hulle taal was 'n taal van oorwinning. Hulle taal was 'n taal van verlossing en van genesing. Hulle het nie hulle gehad nie. Hulle heeft nie. Skielik is dit kwaai klink vanmôre. Dis nie kwaai nie. God sê dit vir sy kerk. God sê dit vir sy kerk. Tyd te functioneer. Tyd om in beweging te kom. Dit is tyd om te hardloop. Buite die ordes van wat die kerk aangestel het. Hulle is die mees belangrikste plek in die bediening vandag. Is nie die platform in die kerk nie. Dis nie die gamme in die kerk nie. Dis nie die posisie wat ons in die kerk verkleer nie. En luister mooi, Maarten, die grootste en die belangrikste posisie in die kerk vandag is die disipel wat in die teerpaaie kan staan en 'n siel na God toe kan lei. Dis die mees belangrikste posisie wat in die kerk van God vandag bekleed word. My broer, wat doen jy? O, ek is die tesourier. Ai, my suster, wat doen jy? O, ek is die sekretaris. Ekskuus, ek bedoel niks nie. My broer, wat doen jy? O, ons doen die sonnaskool, ons doen die orkes. En jy? Ag nee, pastoor, ek sit sommer net die banke vol. Hierdie stoele is nie gemaak om warm gesit te word nie. Hierdie stoele is gemaak om die siele in te sleep, op strepe en op ope. Ons het die taal wat die uitkomste buite kan verander. Ons het die taal wat ander se tale kan verander. God praat vanmôre met sy kerk. Kom ons hou op wag. Kom ons hou op wag. Dis tyd om te beweeg. Dink jy het 'n lekker job gekry om net toesig te hou? Nee. En 'n siel vir die Here te hê. En 'n siel vir die Here. Dis wat vir ons daar is. Ja. Gerard, ek weet nie van jou nie, maar die grootste frustrasie as dit by syfers kom, is die wag vir ouens wat hulle werk moet klaarmaak. Hulle is lui. Dink dit hoe voel die Here? Ek gaan dit met groot respek sê, oor al ons verskonings. Verstaan, maar jy het nie my situasie nie. So bly ek nie. Maar wie sê, wees bly, jy het nie my situasies gehad nie. Maar wees bly, ek het er ook nie mee nie. Ek het er by die Here gelos. And I walked away. I walked away. Met die grootste respek. As jy vanmôre dat hierdie was 'n verskriklike ernstige op 'n baie kras boodskap. Ek wou dit vir jou mooi gebring het. Ek wou dit vir jou regheid gebring het. Maar ek wil dit vir jou bring dat jy ons ook verstaan. We're gonna walk out. Want ons moet ons taal verander. Sodat ons uitkoms verander. Amen. En as ons uitkoms verander het, dan begin ons uitkoms 'n taalsverandering by 'n ander man bring.
En as sy tale begin verander, dan begin sy kom so verander. So tieners, aftree is vir sissies. Hy sal verstaan wat ek sê. 'n kind van die Here kom nooit by aftrede nie. Nooit. Want jy sal altyd agterkom, daar's 'n siel wat op jou pad lê. Jy sal altyd agterkom, daar's iemand wat nodig het om te hoor wat jy sê.